Goeiedag, baie welkom by ons aanlyn diens. En ek wil jou nooi om saam met my te kyk en saam te groei en 'n honger en 'n dors na die Heilige Gees te hê. Die laaste paar weke het ons gepraat en gesê dat die Heilige Gees is 'n persoon. Nie net 'n persoon nie, maar hy is God ook. Hy is naby. Die Heilige Gees se werk is om ons te oortuig van sonde. Heilige Gees gee ons nuwe lewe, vorm ons karakter, gee ons krag, gee ons gawes en werk deur gewone mense en doen 'n bonatuurlike werk in jou en my. In Johannes 5 vers 26 lees ons: "Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig." Die Heilige Gees is nie 'n krag nie, dit is nie 'n iets nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy dink, hy praat, hy werk in mense en hy het begeertes. Al die karaktereienskappe van 'n persoon. Hy het intellek. Hy dink, hy praat, hy lei mense. Die Heilige Gees kan ook bedroef word. Hy het 'n wil. Hy het begeertes. Maar die belangrikste van dit is, hy het lief. Hy is lief vir jou en my. Die Engels praat van die Heilige Gees as 'n counselor, parakleet. Die Griekse woord verwys na iemand wat geroep is om bystand te verleen. Die een wat langs my inkom, wat langs my staan, my advokaat, die een wat my bemoedig, wat my troos en wat my help. Die een wat langs jou en my inkom. In die antieke tyd, as 'n klein skip in die moeilikheid gekom het in die Mediterrane See, dan kom maar 'n groot skip langs die kleiner een in, om dit tot in veiligheid te lei in die hawe. En hierdie skip was verwys as die parakleet. Jesus sê, as iemand dors het, laat hom na my kom. Wat ons moet doen, is om te dors na die Heilige Gees. Ek en jy moet 'n begeerte hê na die Heilige Gees. Ek en jy hoef nie bang te wees vir die Heilige Gees nie. Hy is dan my trooster en my helper. Daar is 'n storie van 'n vliegtuig, twee mense wat in 'n klein vliegtuig vlieg. Alan Anderson was 24 jaar oud en dit was hy en die vlieënier was die enigste twee in hierdie vliegtuig. Met eens sterf die vlieënier langs Alan. Hier is hierdie man met geen vliegondervinding nie. Alleen 2500 voet in die lug. Jy kan jouself net indink, die spanning wat daai man beleef. Hy kon daarom 'n noodroep maak en Robert Legg, 'n vlieginstrukteur, het die noodroep geantwoord. Hy het hom ingehaal met sy vliegtuig en langs hom ingevlieg. Ek kan jou sien. Luister na my instruksies. Vat die versneller, throttle, en beweeg dit versigtig totdat die revolusies na 2300 verminder. Waar is die versneller, vra hy? Hy verduidelik toe vir hom. Lees die ligspoed. Hy sê toe die ligspoed is 105. As jy na regs kyk, sal jy my sien. Hy sê, maar mik net mooi na die aanloopbaan, daaronder regs. Kyk na die rooi en wit ligte. Wees net rustig. Wat is jou spoed? Trek liggies terug. Hou net mooi. Mik vir die aanloopbaan. Verminder die krag effens, trek liggies terug op die stuurkolom, verminder jou spoed. Mooi so, hou net. Nou moet jy, en hy land toe die vliegtuig, hy sê, nou moet jy tot stilstand kom. Hy sê, ek kry nie die remme nie. Hy verduidelik toe vir hom, waar die remme is, en die vliegtuig kom tot stilstand. Baie dankie, en hierdie man lewe. Net so ook, kom die Heilige Gees langs jou en my in, om ons by te staan en ons te help in tye van nood. Miskien moet ek en jy leer om die noodroep te doen, sê Heilige Gees help my, om rond om onsself te kyk. Waar is die Heilige Gees die helper? Hy is die een wat jou bemoedig, hy is die een wat jou troos. Die werk van die Heilige Gees is om jou na Jesus te wys. Om langs jou in te kom, om jou te help, om jou oë te vestig op Jesus. Die Heilige Gees is hierdie persoon.
In ons groot word, baie keer hoor ons, wanneer 'n gebed gebid word, dan sluit ons 'n gebed af, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar is vaag en vreemd hierdie konsep van die Heilige Gees. Ons praat baie oor die Seun, ons praat baie oor die Vader. Maar die Bybel leer ons, hy is 'n persoon. Nou in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. Die Gees van God was in die begin reeds daar. Alles was woes en leeg. En dan vers 3, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Die Heilige Gees skep orde uit chaos. Miskien luister jy vandag, dit voel of jou lewe uit mekaar uitval. Wat ek vir jou wil sê is, die Parakleet, die Heilige Gees, wil langs jou inkom, om jou te help in die tye van chaos. In Genesis 31 lees ons, hy sê, God plaas sy Gees op Besalel. Hy gee hom kreatiewe en kunstige gawes, om waardevolle metale te smee en te vorm vir God se tempel. Dan kom God, hy giet sy Gees uit oor Gideon. Hy verander hom van 'n vreesbevange, bang mens na 'n brawe vegter. God se Gees kom oor Samson. In Rigters 14, 5-6 sê hy, en Samson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna. En toe hulle by die wingerde van Timna kom, storm daar 'n jong leeu, brullende op hom af. Maar die Gees van die Here het oor hom vaardig geword, en hy het die leeu verskeer, soos 'n mens 'n bokkie verskeer, sonder dat daar iets in sy hand was. Die Gees van God kom oor Jesaja, hy profeteer en hy bring hoop en rigting vir God se mense. Esegiel, in Esegiel 36, vers 26 en 27, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Is dit nie mooi nie? Dan kom die profeet Joël in Joël 2 vers 28, vir wie is hierdie belofte wat hy hier maak? En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge gesigte sien. Hy sê alle vlees. Seuns, dogters, ou mense, jongelinge. En ook op die diensknegte en die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. God wil iets nuuts doen. Hy wil in jou lewe iets nuuts doen, in die kerk iets nuuts doen, in jou huwelik iets nuuts doen, in jou familielewe by die werk. In Jesus se geboorte lees ons in Lukas 1 vers 41 dat Elisabeth gevul is met die Heilige Gees. Die ongebore Johannes is in sy moederskoot al gevul met die Heilige Gees. Ons lees dan in Lukas 1 vers 67, kort na Johannes se geboorte, is Sagaria vervul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees word vaardig op Jesus die dag toe hy gedoop is. Die Vader is daar, die Seun is daar, die Heilige Gees is daar. En hy is gedoop, maar ook gevul en bekragtig deur die Heilige Gees. Hy begin te leer en te preek, hy maak siekes gesond en hy maak die gevangenes vry. In die Ou Testament het dinge in die fisiese wêreld gebeur. Nou gebeur dit binne in jou en my, binne in ons gees. God wil sy gees in jou hart uitstort, om jou toe te rus, om jou nuut te maak, nuwe begeertes te gee, 'n nuwe lied te skryf, kreatiwiteit, soos wat die gees vir Samson gehelp het, om die toue om sy arms te breek, so breek hy die mag van Satan, die mag van sondige gewoontes. God wil jou vrymaak, en hy wil jou gebruik. In Lukas 3:16 antwoord Johannes, en hy sê, ek doop julle wel met water,
maar hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om vas te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur. Om te doop is om te oorweldig, om te onderdompel in, om jou heeltemal toe te maak. Soms is ek en jy soos 'n droë spons wat kliphard geword het. Jy vat aan hom en jy kan niks met dit doen nie. Dan maak jy hom nat en dit vat 'n tyd. Maar hierdie spons word uiteindelik sag en al hoe meer water kan in hierdie spons opgesuig word en die spons word sag. Net so ook deur tyd kom die Heilige Gees en hy begin ons lewens te vervul. En die Heilige Gees word in ons gees geabsorbeer en ons lewens word sag gemaak deur die Heilige Gees. Johannes 7 vers 37, 38 en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Lewende water is sy gees. Jesus. Die beloftes van Jeremia en Jesegiel gaan nie op 'n plek vervul word nie, maar in en deur 'n mens. Sy naam is Jesus Christus. Na sy dood en opstanding, sê Jesus vir die disippels om te wag. In Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Hulle wag, en amper soos 'n gaskoeldrank wat geskit word, en uiteindelik borrel als bo uit. So is die Heilige Gees, en 'n rukwind vul hierdie plek, en die hele plek, en elkeen wat daar is, word gevul met die Heilige Gees. Mense het gedink hulle is dronk, en Petrus sê, hulle is nie dronk nie. Hy sê in Handelinge 2:38, hoor wat sê, en Petrus sê vir hulle, hier's wat ek en jy kan doen vandag, dis my beroep op jou. As jy honger en dors na die Heilige Gees, hy sê, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Vers 39, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Die Heilige Gees gee harmonie, kreatiwiteit, lewe, nuutheid, lewende water. Dit is nou vir jou en my. Hy verander jou lewe en jou toekoms. Bid vir ander mense. Laat toe dat die Heilige Gees in en deur jou werk. Ek onthou, toe ek 16 jaar oud was, het die Here my kom vul met sy Heilige Gees. Ek het my sonde bely. Ek was 'n skaam, teruggetrokke mens. Maar toe God se Gees oor my kom, toe rus hy my toe, en sy gawes begin deur my te werk. Laat God se Gees jou oorweldig, honger en dors na hom. Mag hy jou vul met sy krag en mag, dat dit soos lewende water uit jou sal vloei. Dit is vir jou en vir my, vir elkeen van ons. Mag die Here jou vul, en mag die Heilige Gees soos lewende water uit jou uitstroom.